Goeiedag, baie welkom by die Gereformeerde Kerk Ontdekkers. Ons skriflesing kom vanmôre uit Lukas 2 van vers 8 tot 20. Kom ons gaan luister saam na die woord van ons Here. Ja, Here, U het ons gebed gehoor. Die diepste versigtiging van ons harte. Want wie is hy wat U heilige berg kan opgaan? Wie is hy wat by die heilige God kan wees? En hom roep Vader. Hoe sou ons dit waag om te sê dat ons God se kinders is, as ons dit nie kan doen in die naam van ons Here, Jesus Christus nie? Ja, en so kom ons in U midde vanmôre, al ons hoop, al ons verwagtinge is gerig op U liefde, op U oorvloedige genade, op die vergifnis wat daar is net in Jesus Christus. Ja, wil U self in ons harte werk deur U Gees, dat ons eie sonde gebrokenheid sal ken, dat daar in ons harte een versigtiging sal wees. En dit is dat U ons ook in genade sal aansien. Sien ons ook nou so raak, as ons U opsoek rondom U woord. Ja, mag U woord die lig op ons pad wees, en die lamp vir ons voete. Wil U self deur U woord kom, en die vrede wat daar in Christus is, in ons harte vestig, dat ons hom ken, waarlik sal ken. Maar Here, U weet hoe elkeen van ons hier gekom het. U weet wat is elkeen van ons se grootste nood in ons harte. Lei ons nou in die lig van U woord. Spreek tot elke hart. Maak gesond, maak heel, maak nuut, sodat U alleen verheerlik kan word in ons harte en ons lewens. In Jesus naam. Amen. Ons skriflesing kom vanmôre uit die baie bekende gedeelte Lukas 2 vers 8 tot 20. Die opskrif daar is die goeie boodskap aan die skaapwagters. Daar was skaapwagters in dieselfde omgewing wat in die oop veld gebly en snags hulle skaaptroppe opgepas het. 'n Engel van die Here het aan hulle verskyn en die hemelse glans van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het geweldig groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie. Kyk, ek bring vir julle 'n goeie boodskap wat vir die hele volk 'n bron van groot vreugde sal wees. En hier is ons tekswoorde. Die engele sê, ek bring vir julle 'n goeie boodskap. En kyk, met wie vul hy die goeie boodskap? Vers 11. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid as verlosser gebore, Christus die Here. Dis die goeie boodskap. Dit sal vir julle die teken wees. Julle sal 'n pasgebore kind vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engele hemelse menigte wat God loof. Eer aan God in die hoogste, en vrede op aarde vir die mense in wie God 'n welbehae het. Nadat die engele van hulle af na die hemel weggegaan het, sê die skaapwagters toe vir mekaar, kom ons gaan reguit na Bethlehem, en gaan kyk na wat gebeur het en wat die Here aan ons bekend gemaak het. Hulle het toe haastig daarheen vertrek en Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê, daaraan getref. Nadat hulle hom gesien het, het hulle aan almal gaan vertel wat daar oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Ons gaan fokus op hierdie woorde dan in vers 11. Die inhoud van die goeie boodskap. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid as verlosser gebore, Christus die Here. Dit is die woord van die Here. Geseënd is hy wat hierdie woorde hoor, dit van harte glo en daarvolgens lewe. Julle elke Kersfees, dan bring die Heilige Gees ons uit by hierdie 2 hoofstukke in Lukas. Hy seker die evangelis wat die geboorte van ons Here in die fynste besonderhede beskryf. En dan bring dit ons uit, nie net by 'n stal daar in Bethlehem nie,
maar ook by die velde buitekant Bethlehem, by herders en 'n engelekoor. En julle, jaarliks lees ons daaruit, in ons eie huis hier by Kerstyd, hierdie week voor Kersfees, dan lees ons weer hierdie hoofstukke, en ons oordink dit, en dit is net asof hierdie woorde net nooit uitgedien kan word nie. Dit kan net nooit oud word, dat dit nie meer tot ons harte spreek nie, om die waarheid te sê. Elke keer as mense dit lees en dit oordink, dan is dit asof die heerlikheid en die skoonheid van die gebeure van daardie nag net nog heerliker word, net nog skoner word. Dit is asof die loflied van die engele, ere aan God in die hoogste en vrede op aarde vir die mense en wie God 'n welbehae het, ja, asof het al hoe meer 'n dieper versigtiging in ons eie harte word, 'n dieper verlange, maar ook 'n dieper sekerheid in ons eie harte. Ja, hierdie verlange na God se vrede, hierdie sekerheid wat net God se vrede in Christus vir ons kan gee. Vrede op aarde. Vrede in my land. Vrede in my gesin en in my familie. Vrede in my eie hart. Is die diepste begeerte in elke mens se hart. Die vrede waarvan die engele daardie nag gesing het, gaan oor baie meer as net die ophou van 'n oorlog, of 'n geskil, of van tweedrag. Dit gaan oor baie meer as net ek wat alles het wat my hart begeer, dat ek finansiële vryheid geniet, dat ek gesondheid geniet, en dat ek in 'n vreedsame samelewing bly. Dit gaan oor baie meer as ek wat baas is oor al die kwessies in my lewe, dat niemand vir my kwaad is, en dat ek vir niemand kwaad is nie. Nee. Het gaan oor baie meer. Want sien, die eerste lesers van hierdie evangelie, hierdie woorde van die evangelis Lukas, hulle het onvrede, en hulle het swaar kry geken. Ons kan met goeie rede glo, as mens gaan kyk, die Grieks wat Lukas gebruik, as ons ook weet wie Lukas was, hierdie meeloper, saam met Paulus, op baie van sy sendingreise, en van sy uitreike. Ja, ons het goeie rede om te glo, dat die eerste lesers, meeste van hulle, was mense wat vanuit die antieke heidendom, oorgekom het, na die Christendom. En hulle het swaar gekry. As mens daarop let dat Lukas in sy beskrywing van die gebeure in sy hele evangelie, meer as al die ander evangeliste fokus op siekes wat Jesus gesond gemaak het. Mense wat swaar gekry het. Buiten dat mense verklaarders dit eens is dat hy 'n dokter is en daarom 'n groot hart vir siekes gehad het, kan 'n mens ook glo dat Lukas het gekyk na mense wat swaar kry geken het. Hy het geskryf aan mense wat swaar kry geken het in hierdie wêreld, hierdie sondestikkende wêreld. Onvrede, waar jou eie vriende en familie hulle rug op jou draai net omdat jy in Jesus glo, was so deel van hierdie eerste lesers se daaglikse bestaan, om alles te verloor. Aansien, werk, inkomste, om alles te verloor. Mense, en eintlik was dit nog altyd die verhaal van Christendom, dat die wêreld nie van ons hou nie. En baie keer kom dit naby aan die lyf, jou eie familie, mense met wie jy nog altyd deur die weg gekom het. As ons ook in gedagte hou, ja, dat Lukas 'n gereelde medewerker saam met Paulus op sy sendingreise was, kan ons aanvaar dat hy nie net 'n groot deernis, uit sy hart uit deernis vir hierdie mense gehad het nie, wat hy geken het, die mense aan wie hy skryf nie. Maar Lukas het ook geweet, omdat hy die evangelie geken het, geglo het, dat die evangelie van Christus die boodskap is wat elke mens so bitter nodig het, om werklik vrede in sy en haar hart te hê. 'n vrede wat bo alle omstandighede kan uitstyg. Ja, die evangelie, die goeie nuus wat die engele daardie nag op die velde van Bethlehem uitgejubel het, die vrede waarvan hulle gesing het, is 'n vrede wat bo omstandighede uitstyg. Dis 'n vrede wat alle begrip en verstand oortref. Dis 'n vrede wat soms bitter min van jou omstandighede gaan verander, of wat jou hart oorweldig,
wat jou hart verander en jou manier van kyk na jou omstandighede verander. En maar dan alle onvrede wegneem. Ja, dis 'n vrede wat Christus deur sy Gees in jou hart inbring. As die vrede waarvan die engele sing gaan oor elkeen van ons se diepste nood, dan is dit eintlik van uiterste belang dat ons mooi moet verstaan. Hoe kan daardie kindjie, hoekom nou juist hy, hoe kan daardie kindjie in Bethlehem wat gebore is, hoe kan hy my diepste vrees en my diepste seer verdryf en aan my gee wat ek die nodigste het? Hoekom hy? Julle eeue voor die nag van Bethlehem, het God by monde van die profeet Jesaja bekend gemaak dat 'n maagd gaan 'n seun in die wêreld bring en dat sy gaan hom Immanuel noem. Maar die kindjie wat gebore gaan word, gaan ook 'n seun wees wat God aan ons gaan gee en hy gaan genoem word wonderbare raadsman of raadgewer, magtige God, ewige Vader, vredevors. God het dit eeue vooraf voorspel of gesê dit gaan gebeur. Daarom, as die engel vir die herders wat nog bang en verward na die engelelied geluister het, as die engel vir hulle sê, moenie bang wees nie. As hy alle vrees wil verdryf, dan sê hy vir hulle, kyk, ek bring vir julle 'n goeie boodskap, wat vir die hele volk 'n bron van vreugde sal wees. Wat ook vandag vir ons 'n bron van vreugde is. Ja, as die engele dit vir die herders sê, dan vul hulle hierdie goeie nuus met die waarheid. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid as verlosser gebore, Christus die Here. Jy sien, met die woordjie vandag bevestig die engel dat dit waarvan die Ou Testament getuig, vandag, in die donker van die nag, op daardie oomblik waar geword het. Ons weet dat in Lukas 1 vers 6, het Lukas reeds beskryf dat die tyd het aangebreek en dat Maria het geboorte gegee aan Jesus in 'n stal. En ja, ons lees aan vers 6, terwyl hulle daar was, het die tyd aangebreek dat haar kind gebore moes word, dat 'n kindjie gebore is. Maar op daardie oomblik kom God en hy gee sy seun wat self God is, ook aan ons. En hy kom word mens in ons midde, Immanuel, met ons. Ja, die engele sing van 'n kindjie wat gebore is, van 'n seun wat aan ons gegee is. En die Kersfees boodskap moet altyd gaan oor hom. Wat nogal verbasend is, ek weet nie of julle dit al opgetel het nie, omtrent almal om ons vier Kersfees of Kersfees, wat hulle dit ook al wil noem, of jy nou 'n ateïs is, of jy nou 'n moslim is, of jy nou Hindoe is, almal vier Kersfees die tyd van die jaar in Suid-Afrika. In 'n mate moet elkeen van hulle tog weet, of hulle dit nou glo of nie, dit gaan oor die geboorte van 'n kindjie, gaan oor hom, oor Christus. Maar om antwoord te kry op die belangrike vraag, maar hoe kan die kindjie wat daardie nag in Bethlehem gebore is, hoe kan hy my diepste nood bevredig? Moet ons fyn let op wie vul die Kersboodskap. En dis wat die engel doen. Die engel beskryf die kindjie in die krib met die woorde, vandag is daar vir julle in die stad van Dawid as verlosser gebore. Christus, die Here. Ja, die kindjie van Bethlehem is verlosser, hy is Christus en hy is die Here. Ja, die goeie nuus van die evangelie, die enigste boodskap van ware vrede vir ons, word gedra deur, kom ons noem dit hierdie 3 identiteite van Christus. Die goeie nuus dat die kindjie van Bethlehem ons verlosser is, die eerste identiteit van Christus, sê dat hy iets kom doen het, wat ek en jy nie self kan doen nie. Wie as ek in 'n hoë gebou is,
en hy begin afbrand en alles begin om my in mekaar tuimel. En ek hardloop self uit hierdie gebou uit en ek kom net in die buitekant uit en ek maak dit, het ek nie 'n verlosser nodig nie. Maar, kom ons sê maar iets val op my en dit val my vas, wat ek self nie kan optel nie. En 'n brandweerman of 'n baie dapper ou sal inhardloop en hy gaan hierdie swaar ding optel en hy gaan my optel en hy gaan my uithardloop, dan is so 'n persoon my redder of my verlosser. Hy het iets gedoen wat ek nie kan doen nie. Om die kindjie van Bethlehem ons verlosser te noem, beteken, hy het iets kon doen wat ek en jy nie kon doen nie. Deur homself aan die kruis as losprys vir ons sondes te gee, het hy kom doen wat ek en jy nie kon doen nie. Ons kon nie. As 'n kindjie wat uit die skoot van Maria gebore is, het die seun van God wat van ewigheid af self God is, wat bo tyd en ewigheid is, het hy in ons tyd, in ons wêreld ingekom en hy het die gestalte van 'n mens aangeneem. Maar hy het sondeloos gebly, hy het volmaak gebly. Sodat hy as die enigste mens die volmaakte offer in ons plek aan die kruis kon bring. Jy sien, by die kruis het die kindjie van Bethlehem elke kind van God gered, verlos uit die bande van die ewige dood en die hel. Hy kom doen wat ons nie self kan doen nie. Hy is ons verlosser. Hierdie verlossing deur Jesus is eens en vir altyd by die kruis gedoen en daar afgehandel. En in hom word elke kind van God bewaar, veilig tot in ewigheid. Waar Christus die vredevors deur sy gees kom en die suiwer evangelie in ons harte indruppel, sodat ons dit kan glo. Hy sê self dat hy vir ons ietsie nalaat. En dis sy vrede. Want sien, omdat hy ons verlosser is, vat ons aan die hand deur sy woord en gees, en bring ons elkeen in presies dieselfde verhouding in, as wat daar tussen hom en die Vader is. En daardie verhouding word beskryf met die woordjie vrede. Daar's vrede. Dis wat hy ons nalaat. Johannes 14 vers 27. Mag die Heilige Gees jou hart oorspoel met hierdie goeie nuus. Jy's reeds in Christus vrygespreek en verlos. Daar is vir ewig vrede tussen jou en God. Nie op grond van wie jy is nie, maar op grond van wie Jesus is, ons verlosser. Die tweede woord wat die engel hier gebruik, of identiteit van Christus, is dat die goeie nuus oor die kindjie van Bethlehem gaan ook oor die feit dat hy die Christus is. Met ander woorde, dat God hom gestuur het. Ja, die naam Christus beteken, is gestuurde. Dis nou maar nie die Griekse woord vir die Hebreëse woord wat Messias is. Hy's God se gestuurde. Weet ons dat in die antieke wêreld, as een koning iemand na 'n stad of 'n dorp of op 'n missie gestuur het, as sy gesant, as sy gevolmagtigde, en hy stuur hom, dan het daai gesant wat die koning gestuur het, beskik oor alle mag en gesag as die koning self. Om met daai ou te sukkel en te baklei, beteken ek baklei en ek sukkel eintlik met die koning self. En stal by Bethlehem. Gee God sy seun aan ons. Hy kom in ons tyd en ons wêreld in. En hy beskik oor presies dieselfde mag en gesag as die Vader. Hy's God se gestuurde, die Messias. Hiervan getuig Jesus se wonderwerke,
Sy prediking, sy lering, hoeveel keer het die mense nie gesê, maar hy het gepraat soos iemand met gesag nie. En natuurlik, die kruis en die leë graf is die duidelikste waar ons hierdie mag en gesag kan sien. Hy is die Christus. Die grootsheid van hierdie waarheid is oorweldigend. Maar kom ons oordink 'n paar gevolge van hierdie waarheid. Wat dit vir my en jou beteken hierdie Kerstyd. God stuur sy seun na hierdie stikkende wêreld, na onbelangrike herders in die veld met wie niemand eintlik iets te doen wou gehad het nie. Hulle het al die paaslamme voorberei dat mense offers kan bring, maar hulle was onrein en kon skaars in die tempel inkom sonder dat hulle deur 'n klomp rituele moes gaan. Hy kom na melaatses toe. Hy kom na mense wat met bose geeste besete is en hy verdryf die bose geeste uit. Hy kom na skelm tollenaars, hy kom na owerspelige vrou toe. En daarom kom Jesus en hy beskryf sy eie koms na ons toe met die woorde: Die Seun van die mens het gekom om diegene wat verlore is te soek en te verlos. Ek kan nooit te stikkend wees nie. Ek kan nooit te verlore wees, te onbelangrik vir Christus nie. Gaan lees weer die evangelies. Hy het ook gekom vir my en vir jou. Hy is nie te groot of te sterk daarvoor nie. Dit is juis vir ons, vir wie hy gekom het. God stuur sy seun na ons elkeen om ons aan die kruis te verlos, maar ook om deur sy woord en deur sy gees by elkeen van ons te kom sit met die groot uitnodiging: kom. Kom na my toe wat almal wat vermoeid en belas is, wat onvrede in jou hart het, wat ook die rede vir daai onvrede mag wees. Ja, kom na my toe en ek sal jou rus gee. Neem my juk op julle. Leer van my, omdat ek sagmoedig en nederig van hart is. En julle sal rus vind vir julle gemoed. Julle sal vrede hê. Dis waarvoor Jesus gekom het. Dis waarvoor hy die Christus is. En God se gestuurde net in Christus het elkeen wat hom glo ook vrye toegang tot God se troon van genade. Jesus het die aand voor sy kruisiging self beloof dat hy weggaan na die Vaderhuis om vir ons plek daarvoor te berei, maar dat hy terugkom om ons te kom haal, om ook soontoe te gaan. Dis sy belofte aan elkeen van ons. Julle is enige een van ons by Windsor Kasteel, maak dit nou maar Windsor Kasteel of Buckingham Paleis, hulle het ons daai wagte, met daai groot goed op hulle koppe. As enige een van ons sommer net daar gaan wil instap, wat gaan hy wag doen? Hy gaan ons stop, jy kan nie net ingaan nie. Maar wat van, as die kroonprins William my in die hand vat, en hy sê, kom saam met my in, na binne toe, en hy loop die heeltyd saam met my. Dink julle een van daai wagte gaan vir my durwaag sê ek moet uitgaan, of wat kom soek ek daar? Christus, die gestuurde, is nou ons middelaar aan die regterhand van ons hemelse Vader. Want is hy, wat die vuil vodde van my sonde kom uittrek het, my bekleed met sy geregtigheid. En dan kom lei hy my deur sy gees in 'n ware geloof elke dag na God se troon van genade toe. En wie kan hom keer? Hy beskik oor alle mag in die hemel en op die aarde. God se gestuurde, my verlosser, sê ek mag daar wees. Mag die Gees ook hier ons harte oorspoel met hierdie groot waarheid dat die kindjie van Bethlehem God se gestuurde is. En hy noem ons, Christus noem ons sy vriende, want hy het sy lewe vir ons afgelê. Die derde waarheid, dat die kindjie van Bethlehem ons Here is, sê ook dat hy oor alle mag beskik in die hemel en op die aarde. Jesus is ons verlosser, wat kom doen het wat ek en jy nie kan doen nie. Jesus is die gestuurde van God. Ja, hy is ook ons Here. Die naam Here wys daarop dat Jesus Christus oor alles gesag het. Letterlik beteken dat hy nou die groot
baas is, die eienaar van alles, in die hemel en op die aarde, en dat hy oor alles die eerste sê het, en die laaste sê. Dit is baie belangrik. Die Heilige Gees het deur die pen van die apostel Paulus, dit so mooi verwoord, ek kan dit nie beter stel nie. Gaan lees weer daai gedeelte in Filippense 2, as jy oor ons Here wil nadink. Hoe kan hy Here wees? Dan begin Paulus deur vir ons te sê, maar dat die Seun, wat in die gestalte van God was, het die gestalte van 'n slaaf aangeneem. Hy het in die vorm van 'n mens verskyn, en hy het homself verneder, deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog, en aan hom die naam geskenk wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elke knie sal buig, van diegene in die hemel en op die aarde en onder die aarde, en elke tong sal bely, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Ons verlosser en vriend, Jesus Christus, beskik oor alle mag in die hemel en op die aarde. Julle, hierdie waarheid styg uit bo alle ander waarhede in my lewe, bo alle ander omstandighede in my lewe. Dit verdryf alle vrees. En daarom is die gelowige nie bang vir slegte tyding of vir slegte nuus nie. En daarom kan ek in tye van voorspoed dankbaar wees, en in tye van teëspoed kan ek geduldig wag op die uitkoms van my Here. Hy is ons bemoediging. Hy is ons enigste troos in hierdie lewe en of ons sou sterwe. Maar as Here is hy ook alleen die hoogste gesag in ons harte en in ons lewens. Om te bely dat hy jou Here is, en om dan nie volgens sy gebooie te lewe nie, maak van jou 'n leenaar. Maar wie sy woorde gehoorsaam, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword, en hieruit weet ons dat in ons in hom is, dat hy my verlosser is, dat hy my Christus is, dat hy my Here is. Wie sê dat hy in hom bly, behoort self ook te leef, soos hy geleef het, skryf die apostel Johannes. Mag die Gees ons harte ook met hierdie goeie nuus oorweldig, dat Jesus Christus ons Here is. Mag die Gees self ons van ons eie troontjies af weglei, dat ons net op hom sal vertrou, en dat ons net aan hom gehoorsaam sal wees. So kom God, en hy vul nie net ons harte met sy vrede nie, maar God word ook in en deur ons verheerlik, want dan begin God om deur sy Gees, sy doel met elkeen van ons te bereik. Smag jy na die vrede wat net die vredevors vir jou kan gee? Is daar ook dinge vermoere omstandighede, gebeurtenisse, goed wat om jou gebeur, wat die duiwel gebruik om hierdie vrede, wat ons net in Christus het, by jou te kom steel? Of het jy dalk nog net nooit van jou eie troontjie afgeklim, en voor die kindjie van Bethlehem gebuig nie, vir hom alleen. Kersfees vir Kersfees, elke jaar. As die Heilige Gees weer die goeie nuus van die kindjie, hierdie gebeure van Lukas 1:1, die gebeure daar in Bethlehem en in die velde van Bethlehem, as hy dit met ons deel, dan wil hy ons moet verseker weet dat Jesus is ons verlosser. Hy is die Christus. Hy is ons Here. Dan oorstroom hy ons harte met hierdie waarheid, juis om ons harte met daardie vrede te kan vul. En die Bybel leer ons, die apostel Paulus sou dit later so mooi skryf, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en jy glo met jou hart dat God hom uit die dood uit opgewek het, sal jy verlos word. Sal hierdie vrede in jou hart heers, oor jou gedagtes, jou denke, ja, sal dit gelei word en gerig word daardeur. Mag ons Here in sy groot genade, deur sy Gees,
ons harte vul met hierdie vrede van die Vredevors. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemele is, ons dankie, ja ons dankie vir u woord wat so duidelik is. Dankie vir die boodskap wat die engele so duidelik omstel, om die goeie nuus, ja die evangelie, die Kersboodskap, te vul met ons verlosser. Wat ons kom loskoop het, dat ons u kinders kan wees. Met Christus, u gestuurde, wat ons gesagvol kom bedien het. Maar bo alles wat ons gedien het aan die kruis, maar wat opgestaan het, en wat leef en regeer, en wat Here is oor alles en almal. Ja, Vader, u weet wat dit is wat ons vrede steel. U weet wat dit is wat ons baie keer valse vrede insoek. Sien ons in genade aan. Maar kom, o Vader, kom deur u Gees en vul ons harte met die vrede wat daar net in Christus is. Kom deur die Gees en lê ook die vinger op daardie dinge en plekke in ons harte waar daar nog soveel dinge is, waar daar onvrede is. Dankie, Here, dat ons deel kan wees van 'n gemeente, dat ons U kan loof en prys en sang en lied, dat ons saam uit die woord uit kan lees, daarna kan luister. Dankie dat ons ook Jesus se belofte elke keer kan hoor, dat waar 2 of meer in my naam vergader, dat hy ook hier is. Dat hy Immanuel is, verlosser. Christus die Here, in ons midde ook vandag. Here, ons weet, ons staan hier as bedelaars, stikkende sondaars, maar so ook skoongewastes, geregverdigdes in Christus. Daarom bring ons aan U die eer, die lof, die dank, die aanbidding van ons harte wat U alleen toekom, want ons weet is genade op genade, en is alles net op grond van wie Christus is. Lei ons in hierdie tyd en dae, ook in die waarheid van hierdie evangelie, laat ons hierin sal vasstaan, maar mag die goeie van die evangelie ook ons harte aanspoor, dat ons hierdie boodskap tydig en ontydig met vriend en vyand sal deel, in woord en in daad. Ja, want baie van die mense met wie ons so worstel, baie van die mense wat ons onvrede steel, het self hierdie boodskap so bitter nodig. En daarom pleit ons, dat die koninkryk sal kom, dat die kerk wêreldwyd in die wêreld die goeie nuus sal laat hoor, dat die suiwer evangelie sal weergalm, ja, dat selfs ons vyande tot bekering kan kom. Ja, dink net, Vader, as die mense wat die verkeerdste emosies en gevoelens by ons wakker maak, vanweë hulle slegte dade, as hulle tot bekering kan kom. En daarvoor pleit ons. Ja, ons pleit. Mag U koninkryk kom in die eerste plek in ons eie harte. Ja, maar ook tot so ver as ons vyande van die mensdom, slegte mense, mag die vredesboodskap gehoor word hierdie tyd. Wees by elkeen van ons, U ken ons nood, U weet wat die dinge is wat ons bekommerd maak, en gee ons net elke dag wat ons nodig het om U te verheerlik. Gee vir ons goeie gesondheid, wees by ons broers en susters wat siek is en swak is, wil U ook hulle harte vol met die vrede van Christus. Here, wees by 'n wêreld wat stikkend is, waar daar soveel nood is, soveel ellende wat ons kan nie eens dink aan hoe ellendig party mense se omstandighede is nie. En ons weet hoe dit U in die hart moet gryp.
Dankie dat ons selfs in ons diepste nood, in ons grootste bekommernisse, in die grootste ellende wat om ons gebeur, die voetstappe van ons Here kan hoor, wat self beloof het, dat hy gaan terugkom. Ja, kom Here Jesus Christus, kom gou en hoor ons gebed, in sy naam alleen. Amen.